Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus het vir jou en my aan die kruis gesterf. Hy het 'n duur prys betaal, maar hy het dit uit liefde gedoen. Deur sy sterwe aan die kruishout het ons die ewige lewe beerwe. En versoening met God is vir ons moontlik gemaak. Jesaja 53 vers 3 tot 5. In Jesaja lees ons dat Jesus deur sy lyding ons siekte en smarte op hom geneem het. Daar is genesing vir ons gebring deur sy wonde. Ek wil graag my getuienis met julle deel, hoe die Here my aangeraak en gesond gemaak het. Op 'n ouderdom van 34 het ek 'n hartaanval gehad en was baie siek. Ek moes 'n hartomleiding ondergaan omdat my are feitelik heeltemal geblok was. Ek het toe 'n afspraak by 'n hartspesialis net vir 'n roetineondersoek. Die dokter het my ondersoek en my onmiddellik opgeneem. Hy het 4 teaterafsprake gekanselleer en ek is dadelik geopereer op my verjaarsdag, 17de Junie 1998. Die herstelproses het sowat 8 weke geduur. Dit was nie maklik nie, maar die Here het my beskerm en my genees. Daarna het dit vir 'n ruk goed gegaan, maar in 2009 het ek weer ernstig siek geword. Dit was glad nie 'n maklike tyd nie. Die dokter het toe weer dadelik opgeneem. Alles is gereël vir die tweede hartomleiding. Terwyl ek in die saal lê, stap die dokter en die spesialis in en sê vir my en my vrou dat hulle nie bereid is om te opereer nie. Die presiese woorde was, ons is bang vir 'n hofsaak. Hulle het my huis toe gestuur, maar die Here het my deurgedra in daardie tyd. In 2012 het ek weer baie siek geword. Ek was kort asem en kon nie eens loop nie. Tydens daardie tyd het ek 'n naweek gereël waar Percy Noue ons gemeente sou bedien. In Januarie 2012, toe Percy die naweek sou bedien, het ek in die hospitaal gelê. Ek het hom die Vrydag gebel en gesê dat ek nie daar sou wees. Sy antwoord aan my was, jy sal daar wees. Die Here het 'n afspraak met jou. Ek is toe daardie Vrydag ontslaan uit die hospitaal. Tydens die Sondag-aanddiens het Percy vir almal gebid. Hy het vir my gebid en sy hand op my bors gesit. Hy het toe vir my gesê, kanselleer die operasie. Dis nie nou tyd nie. Kyk wat die Here gaan doen. Dit het goed gegaan tot in Junie 2012, toe ek weer ernstig siek geword het. Ek het dadelik die spesialis gebel en sy woorde aan my was, ek het gedink jy's lankal dood. Ek het hom gevra, dokter, help asseblief. Die volgende 3 weke was uiters moeilik. Die dokter kon geen are vind om 'n omleiding mee te doen nie. Die aand voor die operasie het die dokter by my bed gekom en gesê, maak reg met die mense en met jou Skepper. Ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ons weet nie waar om are te kry nie. Ek het vir hom gesê, dokter, ek is nie bang nie. Jy's 'n instrument in die hand van God. Die dokter het my toe geantwoord, ek het nog nooit iemand in my teater verloor nie. Hy het my gegroet en gesê, ek sien jou môre. Daar was baie mense wat vir my gebid en gevas het. Gebed en geloof dra werklik krag. Die operasie het 8:00 daardie oggend begin en dit was teen 2:00 die middag voltooi. Die Here was ongelooflik goed. Ek het 2:00 die oggend daarna wakker geword sonder pyn en ek was helder en positief. 6 maande later het ek weer vir 'n opvolgafspraak gegaan. Die dokter het vir my gesê,
Die lewe is 'n lied. Geniet dit en pas dit op. As ek jou in Januarie geopereer het, sou jy dit nie gemaak het nie. Jou hart was swak. Sê dankie vir die persoon wat vir jou gebid het. Net voor ek sy spreekkamer verlaat het, het die dokter vir my gesê: daardie dag in teater het ek jou verloor. Alles het opgehou. Toe ek omdraai, voel ek 'n tik op my skouer. Dit was vir my gesê: maak klaar waarmee jy besig is. Die ventilator het weer aangeskakel. Die dokter het gesê, dit was toe die maklikste omleiding wat ek nog ooit gedoen het. Wat die Here vir my gedoen het, kan hy vir jou ook doen. Ons dien 'n groot God wat genees en gesond maak. Glo en vertrou op hom. Ek wil net my dank en lof aan die Here gee vir alles wat hy vir my gedoen het. Alle eer aan hom. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan, met die geloof dat God in jou lewe werk.